Goeiemôre, goed en julle, welkom vanoggend weer hierso by nog 'n program wat ons net mekaar bemoedig, mekaar sê kom ons stel ons geloof op, kom ons glo in die Here. Kom ons sien uit na die dag wat die Here vir ons gemaak het. Kom ons sien uit na wat die Here vir ons in store het. Dit is so lekker om die Here te dien. Ek kan nie my dag begin sonder die Here nie. Ek moet in die Here wees, ek moet saam met die Here wees en ek moet weet hy's daar vir my. My broers, susters, dit maak nie saak wat die omstandighede is, maak nie saak hoe moeilik omstandighede dalk lyk nie, of wat se probleme jy het nie. Die Here se liefde verander nie. Hy bly nog steeds lief vir jou. Yes, ons almal maak droog in die lewe, ons almal maak foute, dis wat ek eintlik probeer sê, en jy weet, ons het 'n voordeel om na die Here toe te gaan, te sê, Here, vergewe ons in ons swakheid, vergewe ons in ons mismoedigheid, vergewe ons wanneer ons net ons oë vir 'n sekond van U afgehaal het, wat ons dit nie bedoel het, maar die omstandighede druk ons daartoe. So ja, die Here verstaan ons hart ook, maar daar is vergifnis, maar mense, kom ons dien die Here, kom ons streef nie na sonde nie, om God te terg nie, kom ons dien die Here met die opregtheid van ons harte. Hy is waardig, hy is die Here, hy het jou so lief, en hy gee om. Daarom kom ons vanoggend op Psalm 116, en dit het my nogal baie geraak, vers 13, wat sê, ek sal die beker van verlossing opneem. Ja, ek sal die beker van verlossing opneem. Ja, ek sal deel hê aan die beker van verlossing. Ek sal deel hê aan Jesus wat vir my gesterf. Ek sal deel hê aan Jesus wat alles op hom geneem het. Al my oortredinge, al my verkeerde dinge, al my verkeerde dade. Ek sal deel hê aan Jesus. Hoe gaan ek deel hê? Om op te hou sondig, om Jesus in my lewe in te nooi as my Heer en my saligmaker, as my God. Ek gaan strewe na heiligmaking. Ek gaan ophou om God te terg. Ek gaan die Here dien uit die diepte van my hart. Nie voorgee nie, maar met die opregtheid. Ek wil God dien. En dit is die keuse wat ek maak, is om te sê, Here, ek wil die beker van verlossing opneem. Net soos wat die woord sê, ek moet my kruis dra. Want Jesus het gesê, as jy agter my wil aangaan, of aankom, dan moet jy jou kruis opneem. So jy moet alles laat staan, jy moet alles opgee, en jy moet Jesus kan volg, en te sê, kom wat my, God eerste, Jesus eerste. En Jesus moet alles wees, hy moet die middelpunt van jou lewe wees, hy moet die belangrikste een wees, en daarom is dit, die beker van verlossing is, om Jesus eerste te stel. En daarom wil ek vir jou sê, kry Jesus in jou lewe, en dien die Here met die opregtheid, en die Here is vir jou, die Here is saam met jou, en die Here sal sy rug op jou dra nie, God kan nie faal nie. Die Here is waardig om ons deur te help. Ek gaan die vers verder en hy sê, die naam van die Here aanroep. En ek en jy het 'n voorreg om die naam van die Here aan te roep. Ek en jy het die voorreg om te sê, Here, ons het U nodig. Jeremia 33 vers 3 sê vir ons, roep my aan. Psalms leer ons ook, ons kan die Here aanroep. Maar dan gaan hy verder en hy sê, maar jy moet my eer. Jy moet my die lof gee, die verheerliking gee. Dit is nie wanneer jy die Here aanroep, laat dit nou jy is wat goed is nie. Jy kan nie jou omstandighede verander nie. Jy kan nie jou omstandighede laat dinge gebeur nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. Maar God kan. God is die een wat die situasie verander. God is die een wat die raad gee. Die Here is die een wat saam met ons is. En dit is wanneer ek en jy die Here aanroep.
en herken dat hy God is en dat dit hy is wat die plan gemaak het en dit is hy wat sy plan werk en dit die lof, die Bybel sê die Here soek sy eer en daarom moet ons die Here die eer gee. En wanneer ons hom aanroep en die deurbrake kom en die dinge, dis nie ons wat goed is nie, is God wat goed is. Ons moet die Here die eer en die lof en die aanbidding en alles gee. Ons moet vir ons sê, Here, wow, U is great. En daarom my broers en susters, daarom kan ek net vanoggend my geloof optel en ek kan net my geloof in die Here sit en sê, Here, ek vertrou U, ek glo nie. Maak nie saak wat op my pad is nie. Ek is meer as oorwinnaar. Ek kan als oorkom. Ek kan situasies deurgaan. Ek kan uithou. Ek kan aanhou. En ek weet U is met my. Ek weet U het my lief. En daarom my broer en suster, ek is nie 'n verslaande nie. Ek is nog minder 'n survivor. Ek survive nie net van dag na dag nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n kind van die Allerhoogste. Ek is 'n kind van God. En daarom wil ek vir jou sê, en dit is wat belangrik is, dis waar jou hart is, dit is waar jou skat is. Nee, jy weet nie, hierso. Alles wat jy doen, moet wees tot eer van God. Alles wat jy sê, moet wees tot eer van God. Want ons moet baie keer luister na ons woorde. Ek het al gestaan in mense se teenwoordigheid, veral kinders van die Here. En ja, en dan besef 'n mens hierdie mense wat so aanhoudend vloek en goed en dan sê hulle is kinders van die Here. Hoe's vloekwoorde tot eer van die Here? Ek verstaan dit nie. As 'n mens dalk kwaad word en jy laat per ongeluk 'n vloekwoord uit, is dit 'n ander storie, maar as jy by iemand staan en elke tweede woord wat hy sê, hy kan eers 'n ordentlike gesprek voer nie, maar as dit 'n vloekwoord, ek weet nie wie probeer hy impress nie, want ek dink van so 'n persoon absoluut niks. So ek weet nie wie probeer hy impress nie. En die ander ding is, hoe is dit tot eer van God? Ons woorde moet rein wees, ons harte moet rein, ons moet opreg wees, en dit moet tot eer van God, want by die selfde mond waarmee ons vloek. Die woord sê, dit kom seëninge en vervloeking. Ek wil eerder seëninge uitspreek, en dit is my meer belangriker. Ek gaan net ek gaan nie vir julle preek nie. Ons is net iets om aan te dink. Here Vader, ek kan net vanoggend voor die Almag wees. Ek kan voor die troon van genade kom. Here, ek weet U is God. Ek weet U is die Here. Here, en ek sê dankie vir Jesus wat al ons sondes op hom geneem het. Here, ek is net mens. En Here, ek weet ek maak baie foute. Here, en ek vra U om my te vergewe. Here, help my in my swakheid. Maar Here, ek wil die beker van verlossing opneem. Here, ek wil deel hê aan Jesus wat vir my gesterf het, wat die Christus is, wat die Lam van God is, wat die Woord van God is, wat mens geword het. Ek wil deel hê aan hom wat vir my sondes gesterf het. En Here Vader, dankie dat Jesus ook opgestaan het uit die doodheid, sodat ek die oorwinning kan hê. En die Here Vader, dankie dat Jesus opgevaar het na U, sodat ons die Heilige Gees kan kry, die vertrooster, die leidsman. Here Vader, lei ons vanoggend in alle waarheid, wees saam met ons. Here, vou ons toe in U liefde, trek ons nog nader, Here. Here, ons het U so nodig in ons dag, in ons wandeling. Here, ons roep U aan vandag. U woord sê, Here, U sal antwoord, maar ons moet U eer, ons moet U die lof bring. Here, daarom kom ons vanoggend.
Here, en ons verklaar voor U, o Here, dat U die lewendige eternal King is, die lewendige God is. Want U genade het my siel vanoggend herstel, Here, na die nagrus waarin ek was. Here, great is your faithfulness. Yahweh, hierdie dag behoort aan U, en al sy volheid, elke asemhaling wat ek gee, elke tree wat ek mag stap, elke gedagte wat ek mag ontwikkel. Here, alles behoort aan U, selfs wat ek dink behoort aan U. Ek kies om te loop in U authority, om U woord van waarheid te spreek, om die liefde wat van U hart af weerkaats op my, uit te leef. Wat 'n stryd, of watter probleme, of wat ek ook al vandag mag, of storms wat ek vandag in die gesig mag staar, wat vandag op my pad is. Here, kies ek vandag om vas te staan in die oorwinning van Jesus Christus, wat die lam van God is, want hy het dit oorwin. Dankie Vader, great is your faithfulness, in Jesus naam. Here, ons bid ook vir Jerusalem, ons vra Here, laat dit die stad sal wees, waarin U naam leef, en laat die vrede van U sal terugkeer, Here. Ons dink aan Israel, Here. Here, is beskerm, behoed en bewaar hulle, Here. Elke man, elke vrou, elke kind, Here, voorsien aan hulle. En Here, wees so saam met die kinders in Jesus naam. Dankie, great is your faithfulness, o Lord. En Here, dankie vir hierdie dag, in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth, tot eer van God Abba Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Heer, Yahweh, onze Vader, alles tot eer van U heilige naam, God van Abraham, Isak en Jakob, Vader, Seun en Heilige Gees, en dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen, en amen, en amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike dag hê. Onthou, vanaand het ons 'n kom saam program, waar ons die kinders van die Here net wil bemoedig, waar ons 'n bietjie lofsange gaan sing, en bietjie aanbidding, en die Here al die lof en die eer gee, maar ons doen dit van ons hart af, want dit is my keuse, ek wil God dien, en so, ek nooi al die opregte kinders vanaand na kom saam, dis op die Facebookblad, 7 vanaand, tot dan, wees geseën, wees gegroet, en shalom, 'n geseënde, mooi, wonderlike dag, en weet, hierdie dag gaan 'n goeie dag wees, want ek is nie alleen nie, ek is nie 'n survivor nie, ek is 'n koningskind. Prys die Here. Shalom julle.